Goeiemôre broers en susters, ons is hartlik dankbaar om vandag in die erediens saam met mekaar te wees. Daar is net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Vandag vier ons die nagmaal van ons Here en ook lidmate van ander kerke wat aansoek gedoen het om saam nagmaal te vier, word hartlik aan die tafel van die Here verwelkom. Die offergawes vandag onder die diens is vir die instandhouding van die erediens en by die deure vir barmhartigheid. En dan is ons baie dankbaar saam met almal wat in hierdie week verjaar. Dit is vandag die verjaardag van Willem Visser en dan môre van Jenay Kroukamp. Ons het 'n hele paar lidmate welkom wat nuut by ons in die gemeente aansluit. Met attest vanaf die Gereformeerde Kerk Aliwal Noord, Suster Fransie Venter. En dan word die volgende lidmate opgeneem, broer Stian Greef, Suster Marinda van der Merwe met haar 2 kindertjies, Malan en Nina, en ook broeder Hannes Kriel. Ons bid hulle almal gesamentlik die Here se ryke seën hier in die gemeente van ons Here Jesus toe. En dan met attest vertrek na die Gereformeerde Kerk Kashet, broeder Zandrey Potgieter. Die volgende broeders word ter goedkeuring as diakens aan die gemeente voorgehou, broeder Johan Visser Jr., broer Nico Ranft en broer Morney van Rooyen. Ons dra hulle ook in ons gebede soos wat hulle hierdie roeping voor die Here mag oorweeg. As daar geen wettige besware ingebring word nie, sal hulle so die Here wil in Maart in die diens bevestig word. Daar is nie vandag katekisasie nie, en hierdie week is daar jeugbybelstudie Dinsdag aand om 6:30 hier by die kerkgebou, en ook Donderdag aand Bybelstudie oor die kerkgeskiedenis, ook om 6:30. En dan dink ons in ons gebede aan Suster Nicoline Neet. Sy is in die hospitaal opgeneem, sy sukkel met haar heup en ons bid dat daar ook duidelikheid mag kom oor die pad wat vir haar verder voorlê daar. Na die diens het ons 'n kort gemeentevergadering, dit is om terugvoer te gee oor ons onlangse samesmelting met Gereformeerde Kerk Vleuels. En dan na die diens het ons gebruikelike gemeenteete en almal is ook daarby hartlik welkom. Nadat ons die Here se seën ontvang het, gaan ons hartlik saam sing uit Psalm 42. Soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. En so mag ons met die water van die Here se woord vandag ook gevoed word. Na die seën dan sing ons Psalm 42 vers 1, 3 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is tot in alle ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broers en susters, genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Van harte saam ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister saam na die Here se wet uit Eksodus hoofstuk 20 en dan gaan ons in antwoord op die Here se wet sing Psalm 98 vers 1 en vers 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons is dankbaar dat ons so saam kan kom en dat ons lof aan U die Here kan sing, want U is die God wat wonders gedoen het en ook steeds doen. U regterhand is vol van sterkte en van eer, en dit is vanaf U heilige arm wat daar ook redding gekom het, deur U Seun ons Here Jesus Christus. Die hele geskiedenis vertel van die grootheid van U werke, alles wat U gedoen het, hoe U geskep het, en hoe U vir Uself 'n volk uitgekies het, vanuit ewige dood, maar om ewig vir U te leef. Hoe U daardie volk bevry het uit Egipte deur 10 plaae, sodat hulle in vryheid kon kom by U, en ook vanuit vryheid kon leef voor U. U het vir hulle 'n land gegee om in te woon, en U het hulle in daardie land bewaar. U het hulle getrou gehou aan U eise. U eis gehoorsaamheid van ons, sodat ons uit dankbaarheid sal leef vir die genade wat ons in Christus het. En nogtans in alles sien ons hoe het U met hulle gewerk, en nie net met hulle destyds nie, maar ook met ons vandag. Want die hele geskiedenis het sy vervulling gevind in ons Here Jesus Christus, by 'n geboorte in Bethlehem en aan die kruis waar hy verlate van alles en almal en uiteindelik selfs van U daar gesterf het en begrawe is ter wille van ons en ons sonde en ons skuld, maar ook opgestaan het uit die dood, en waar hy in heerlikheid opgevaar het na die hemel, waar hy op hierdie einste oomblik sit en ook vir ons intree, deur wie ons ook nou hierdie gebed voor U bring, en waar hy vir ons 'n waarborg is dat dit wat hy ontvang het, dit gee hy ook vir ons. En dit is nou reeds so. Dis U wonders wat in hierdie lewe vir ons so helder afgeskilder is, dat ons kinders van U genoem kan word, want dit is nie vanselfsprekend nie, en dit kom ook nie uit onsself nie. Ons bely voor U, ons is baie skuldig, en ons is besmet met die sonde, elke een van ons. Daar is nie een wat in onsself rein is nie. Maar gee dat ons toevlug by ons Here Jesus Christus sal vind. Ook daar waar mense is wat nog nie vir Christus erken en bely as die enige ware koning en verlosser nie. Gee dat U woord ook daar sal deurdring en sal deurwerk, en dat elke een gelowig sal aandag skenk aan die roepstem van Christus wat sê, kom almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Gee tog dat dit die rus sal wees waarby ons ook vandag gebring word. Eers onder die bediening van U woord, as ons dit gaan hoor met ons ore, maar ook in die bediening van die nagmaal, as ons dit sien met ons oë en voel met ons hande en selfs proe met ons monde, sal hy ons in dit alles versterk en verseker van dit wat in Christus is, dat ons nooit die lewe in onsself sal soek nie, maar altyd in Hom. Hierdie dinge kom nie uit onsself nie. In onsself is ons te swak en te eiewillig en eiesinnig. Maar lei ons deur U Heilige Gees, Hy wat Here is en lewend maak, dat Hy ook die lewe so in ons sal werk, soos wat dit in Christus opgesluit is. Maak ons bly vir alles wat ons ontvang, en gee dat ons hierdie blydskap sal uitleef in 'n lewe waar daar so baie beproewinge is en teenstand. Wees met ons, getroue Vader. So vra ons dit in die naam van U Seun. Amen. Broers en susters, ons luister die afgelope tyd saam met die nagmaal elke keer na een van die saligsprekinge van ons Here Jesus Christus, soos wat dit in Matteus 5 opgeteken is. En vanoggend kom ons by die laaste van die saligsprekinge in Matteus 5 vers 10 en ook die vervolg van vers 11 en 12. Daar lees ons: Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil.
verbly julle en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Dis die woorde van Matteus 5 vers 10 tot 12 en in verband daarmee lees ons ook saam uit 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Tot sover in 1 Petrus 2. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, met elke een van die saligsprekinge het ons keer op keer weer gehoor hoe daar woorde en sinne bymekaar gevoeg word wat op die oog af lyk of dit nie bymekaar kan pas nie, dis teenstrydig. Ons hoor van mense wat arm van gees is, mense wat treur, mense wat honger en dors na die geregtigheid, want daar is so baie onreg wat in hierdie lewe aan hulle gedoen word. Mense oor wie die wêreld altans sal sê, dit is die mees bejammeringswaardige mense wat daar kan wees. Die ongelukkiges, die verstotenis, die wat geen plek het nie. En tog, dan kom ons Here Jesus Christus, en hy kyk na hierdie mense, en hy kyk hulle in die oë soos wat hy daar met die bergrede besig is om vir hulle te preek, soos wat hulle aan die voet van die berg voor hom sit, en hy verklaar, salig is hulle. Salig is die wat arm van gees is, en salig is die wat treur, en salig is die wat so 'n honger en 'n dors na die geregtigheid het, en salig is die wat sagmoedig is, en die wat barmhartig is, en die wat vredemakers is. Hulle is nie bejammeringswaardig nie, alles behalwe, hulle is die mees geseënde mense. Salig. Vandag kom ons by die laaste van die saligsprekinge. En veral in hierdie laaste een kom ons die oënskynlike teenstrydigheid te. Dit gaan oor mense wat vervolg word. Hulle word sleg gesê, hulle word seer gemaak, hulle word beledig en uitgestoot en uitgewerk. Hulle verloor selfs hulle lewens. En nou sê Christus ook oor hulle, salig is hulle. Menslik gesproke is dit teenstrydig, maar dis die wonder wat ons hier kan onthou, dit is nie 'n mens wat praat maar net nie. Dis God wat praat. En as hy dit so sê, dan is dit so, salig is ook die wat vervolg word. En vanoggend rondom die tafel van ons Here, luister ons hierna. Salig is die wat vervolg word, en ons let op die vervolging wat ons verduur aan die een kant, en by tye is swaar vervolging in hierdie lewe. Maar aan die ander kant, die saligheid wat ons verwag, en die saligheid wat ons nou reeds in Christus het. Soos met die vorige saligsprekinge, broers en susters, is dit belangrik om eerstens duidelik te bedink oor presies wie is dit dat ons Here Jesus in hierdie saligspreking praat, as hy praat oor hierdie mense wat vervolg word, en oor wie hy ook baie beslis nie praat nie. Salig is die wat vervolg word. As mens dit so hoor, dan is daar direk twee groepe mense in die samelewing wat ons moet duidelik maak, dit is oor wie Christus nie praat nie, en dit is nie die eienskap of die kenmerk wat hy verwag by sy kinders nie. Die eerste is voor die hand liggend. Mens kry mense in die wêreld wat tog net alles in die stryd sal werp, net om nooit vervolging te verduur nie. Dis mense wat altyd saam met die stroom gaan. Wat die meerderheid doen, dit doen jy ook. As jy op een plek sis moet sê, sê jy sis, en as jy op 'n ander plek so moet sê, dan sê jy so. Solank jy net inpas, is manteldraaiers.
By een persoon staan jy by hierdie stel norme en waardes en by 'n ander by 'n ander stel. Maar om werklik te staan by dit waarvoor jy staan, selfs al hou dit ongemaklike gevolge in, dit doen jy nie. Dis ruggraatloos, dis beginselloos, dis doelloos. Dis nie die soort mens en die soort kenmerk by die Christen waarvan ons Here Jesus hier praat nie. Maar dan kry ons ook die presiese teenoorgestelde daarvan, wat ons ook baie duidelik moet maak oor wie dit nie hier gaan nie. Want net soos jy mense kry wat altyd saam met die stroom gaan, kry jy ook die wat altyd, gee nie om wat nie, teen die stroom moet ingaan. In 'n sin, mense wat hou van vervolging. Dis nou maar net jou persoonlikheid. Jy sal altyd iets vind om teen vas te skop. Jy sal altyd jou bes doen om met iemand te verskil, net ter wille van verskil, ook al is daar nie eers waarde in die saak nie. En as jy dan vervolging beleef aan die hand daarvan, dan is jy trots daaroor. Ook dit is nie die houding waarvan ons Here Jesus Christus praat nie, geliefdes. Opvallend, net die vorige saligspreking, met die vorige nagmaal wat ons saam gevier het, het ons in vers 9 gehoor, salig is die vredemakers. En nou sluit vers 10 hierby aan, salig is die wat vervolg word. Hierdie twee loop dus hand aan hand, dit is iemand wat soek na vrede, en terwille van daardie vrede word hy vervolg. Dis mense wat soek na die vrede in Christus. Dis nie onrusmakers nie, dis mense wat maar net daar is en die vrede in Christus bedien. Mense wat na ware vrede in die wêreld soek, terwyl daar geen vrede is nie. Maar terwille van daardie vrede gebeur het al te dikwels dat hulle daaroor vervolg word. En dis daaroor dat Christus dan sê, salig is hulle. Ons Here Jesus praat dus nie van vervolging oor die algemeen hier nie. En dit is so, broers en susters, daar is baie dinge waarvoor mense in die lewe gewillig is om vervolg te word, belangrike dinge ook, dinge waarby jy staan omdat dit belangrike sake is. Maar ons Here Jesus praat hier nog nie oor 'n algemene saak waaroor daar vervolging kan kom nie, hy pas hierdie vervolging baie spesifiek toe. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. En wat is hierdie geregtigheid? Dit is die reg van God. Dis die reg wat God ter wille van ons volbring het in Christus. Ons is onregverdig en ongeregtig, maar daar kom Christus en hy volbring die reg van God vir ons tot aan die kruis. Hy sterf ter wille van ons wat soveel onreg het. Hy herstel ons dat ons weer in die regte verhouding tot God kan leef. En dit is ter wille daarvan en ter wille van daardie verkondiging dat soveel mense nou vervolging verduur. Om dit in 'n eenvoudige taal om te sit. Dis vervolging ter wille van Christus en dit wat hy vir ons gedoen het. En dit is vervolging ter wille van 'n lewe wat daaruit vloei. Dis vervolging ter wille van dit wat jy bely met jou mond oor Christus en oor hoe jy leef met 'n lewe in diens aan Christus. Dis die geregtigheid waaroor dit hier gaan. En tog sal mens dan daaroor kan vra, geliefdes, hoekom sal iemand dan hieroor vervolg word? Wat sal die wêreld dan teen Christene kan hê as hulle immer vredemakers is? Wat sou die wêreld teen ons Here Jesus Christus self kon hê? Hy wat immer sondeloos was en nooit iets verkeerd gedoen het nie. Hoekom sal hulle iets teen Christene hê, as Christene dan juis mense is soos ons in die saligsprekinge hoor, wat sagmoedig is en barmhartig is, en vredemakers is, en rein van hart is? Hoekom hulle vervolg? En nogtans is die rede eenvoudig, geliefdes, want dit is in die sondige natuur van die mensdom om in opstand te kom teen God. En as jy in opstand is teen God, dan gaan dit ook wees teen die wat in God glo. Dis wat Petrus so konkreet beskryf. Christus het eerste gelei en nou volg ons in sy voetstappe. Hy skryf dit baie hard trouens daar. Hy sê hiertoe is julle geroep. Julle is geroep om vervolging te verdra. Dit gaan gebeur. As jy Christen is, gaan daar plekke in die lewe wees waar jy nie tuis is nie. Omdat die wêreld vir Christus nie lief het nie, gaan hulle ook nie die Christene lief hê nie. Dis so eenvoudig soos lig en duisternis. Die lig kan die duisternis nie vat nie en die duisternis kan ook nie die lig verdra nie. Die duisternis het 'n afskeid aan die lig. En daarom woede dit self in woede daarteen uit. Geen nie om wat die lig doen nie. Al te dikwels is dit nie eers dat 'n gelowige iets spesifiek sê of doen nie. Net die feit dat jy is wie jy is as kind van die Here is al te dikwels vir 'n ongelowige 'n bedreiging.
Hulle hou nie daarvan nie. En dis nie uniek nie, broers en susters. En as ons hierdie dinge beleef in ons eie tyd, dan moet ons ook oplet, ons is nie die eerstes wat dit deurmaak nie. In Matteus 5 herinner ons Here Jesus ons dat dit dieselfde is as wat met die profete van lank gelede ook reeds gebeur het. Mense wat die vrede van Christus verkondig het en 'n lewe daaruit en 'n oproep tot ware geloof, maar terwille daarvan is hulle bloediglik vervolg. En hierdie lyn kan ons reg deur die hele skrif volg. Dink aan die heel eerste vervolging wat ooit plaasgevind het. Wanneer twee broers in opstand kom teen mekaar en Kain vermoor sy broer Abel terwille waarvan? Terwille van 'n offer van geregtigheid wat voor die Here aanneemlik was en syne was nie. En Kain vervolg en vermoor vir Abel. Dink aan koning Dawid, hoe hy vervolg is deur Saul en sy eie seun Absalom, omdat God hom as koning uitgekies het van sy volk. Dink aan die profete, almal wat daar is, dink aan die profeet Jeremia, wat deur die volk Israel in 'n put gegooi is, want hy het eenvoudig net gesê, so sê die Here, Here, en luister na hom. Dink bo alles en almal aan ons hoogste profeet en leraar, ons Here Jesus Christus self, wat in die woorde van Petrus uitgeskel is en gelei het en gesterf het aan 'n kruishout, terwyl hy geen sonde gedoen het nie. Dink aan Paulus, en hoeveel keer hy nie in die tronk was en geslaan is en gemartel is terwille van die geloof wat hy verkondig het nie. Dink aan die apostel Johannes, wat op die einde van sy lewe verban is op 'n eiland Patmos terwille van die geloof, en tog steeds in daardie vervolging skryf aan die gemeentes van God. Dink aan die kerkgeskiedenis, broers en susters, die vroeë kerkvaders, wat op brandstapels gesterf het oor die belydenis dat Christus ons enigste koning is en nie die keiser in Rome nie. Dink aan die reformatore van die 16de eeu, hoe hulle gelei het aan die hande van die Rooms-Katolieke Kerk. Dink aan ons eie dag, 18 Januarie 2026, sommer nou die dag. Daar is 175 Christene in Nigerië ontvoer terwille van hulle geloof. Op die eindste oomblik sit daar ongeveer 50.000 Christene in interneringskampe in Noord-Korea, net vir die eenvoudige besit van 'n Bybel. Ons, broers en susters, terwille van die geregtigheid. En hoe sal ons dan dink dat ons die vervolging vryspring, geliefdes? Christus sê dit is 'n kenmerk van die gelowige. Jy gaan vervolg word en as dit kom, wees bereid daartoe, verdra dit. Die vervolging aan ons, dit kom dalk nie op 'n brandstapel of op 'n interneringskamp of iemand wat jou ontvoer nie, maar wel mense wat teen jou in opstand gaan kom, wat jou afmaak as irrelevant of ouderwets of vreemd, jy pas nie in nie. As jy sekere skriftuurlike punte handhaaf, gaan die wêreld nie daarvan hou nie en die media loop voor om dit aan te blaas. Of soos Petrus dit beskryf, dit gaan vir party mense die werkplek moeilik maak, waar jy gaan moet werk onder ongelowige baase, en tog daar ook moet gaan staan by dit wat jy glo. Petrus skryf spesifiek vir werknemers, wees aan julle Here onderdanig, nie alleen die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Jy gaan ly. Ons kan die lys nog baie langer maak van hoe die vervolging kan lyk, geliefdes. Baie dikwels gebeur die einste vervolging aan die hande van ander mense wat hulle self gelowiges noem, dan is dit baie swaar. Maar dis wat dit is. Omdat die wêreld nie vir Christus erken nie, gaan hulle ook nie die Christene wil erken nie. As hy moes ly, hoekom sal ons dan nie ook bereid wees daarvoor nie? Maar hoor dan die wonder, geliefdes, dat Christus te midde van hierdie feit van lyding en vervolging, so baie ander voor ons ook al gelei het, dat hy te midde daarvan tog sê, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. Want dit moet ons hoor. Vervolging, dis een ding, maar die saligheid, dit sit daardie vervolging in 'n totaal ander lig. Salig is die wat vervolg word. Vir 'n laaste maal in hierdie saligsprekinge kom ons by hierdie diepgaande woord, geliefdes, salig. Woorde is eintlik nie genoeg om die ryk inhoud van daardie woordjie te beskryf wat die Here gebruik het nie. Dit gaan oor geseënd wees, oor oorvloedig en uitermate gelukkig wees, nie net 'n kort tydjie van plesier nie, maar ewigdurende vreugde.
die hoogste vorm daarvan, in die hoogste mate wat ons ooit kan bedink, dis wat alles in daardie woordjie salig opgesluit is. En hoekom is die mense wat vervolging in hierdie lewe verduur so salig? Al die saligspreking sluit af met 'n rede daarvoor. Salig is hulle, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dit is nie die eerste keer dat ons hierdie woorde aan hulle behoort die koninkryk van die hemele in die saligsprekinge hoor nie, geliefdes. Jy sal onthou, by die heel eerste saligspreking was presies dit ook die woorde daar. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En nou by die heel laaste een is dit ook weer dit. Dit is hierdie begrip van die koninkryk van die hemele wat aan die gelowiges behoort, wat al die saligsprekinge omarm. By die ander saligsprekinge het ons van ander beloftes gehoor. Die wat treur sal getroos word, die sagmoediges sal die aarde beerwe, die wat honger en dors na die geregtigheid, hulle sal versadig word. Aan die barmhartiges sal barmhartigheid bewys word, die wat rein van hart is, hulle sal God sien, en die wat vredemakers is, hulle sal kinders van God genoem word. Maar nou word al hierdie ander beloftes omarm deur hierdie een saak. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dis in die koninkryk van die hemele, geliefde broers en susters, dat ons getroos word, en dat ons versadig word, en dat ons God se barmhartigheid leer ken, en dat ons die Here self sien. Dis in die koninkryk van die hemele waar ons leef voor die aangesig van ons ewige koning, waar ons sy kinders genoem word, en waar ons geniet van elke seëning uit sy hand, die koninkryk van die hemele. Dis waaroor die lewe gaan vir elkeen wat deel het aan Christus. Jy het 'n skat ontvang wat die wêreld nie ken nie, 'n vreugde wat die wêreld nog nie geproe het nie, 'n gerusheid wat die wêreld nog nooit beleef het nie. En let op, geliefdes, in watter tyd word daar gepraat oor die koninkryk van die hemele. Anders as met die ander saligsprekinge hoor ons hier nie, ons sal getroos word, of ons sal versadig word, of ons sal God sien nie. Nee, hier word gepraat in die hede. Salig is die wat vervolg word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nie sal behoort nie, maar nou reeds. Wat 'n kosbare troos vir mense wat dit ken, om in hierdie lewe gespot en geskel en mishandel te word aan die hand van ander ter wille van die geloof. Om te weet die koninkryk van die hemele is iets wat nie ver is nie, dit is hier, Christus het dit naby gebring. En soos Paulus skryf in Filippense, julle is nou reeds burgers daarvan. Wat 'n troos vir die burgers van hierdie koninkryk om dit te weet, tussendeur al die onrus van die wêreld, is daar 'n plek waar ek vrede het. Terwyl soveel ander mense vir my frons en gluur en verdink, is daar 'n Vader wat sy oë in genade deur sy seun op my laat rus. Waar mense jou kan skel en van jou kan kwaad spreek, is daar 'n koning wat jou innooi in sy koninkryk in. Kom, goeie en getroue dienskneg, gaan in die huis van jou Heer, en so het hy dit vir ons reeds oopgemaak deur ons Here Jesus Christus. In hierdie lewe kan jou besittings van jou gevat word, jou werk vir jou moeilik gemaak word. Jy kan jou eie lewe verloor ter wille van die geloof, maar dan is daar 'n koninkryk wat jy nie kan verloor nie. 'n Koninkryk wat reeds aan ons behoort danksy Christus vir elkeen wat met 'n ware geloof in hom ingeplant is. En daarom sê hy, salig is julle. Die ergste erg wat in hierdie lewe met u kan gebeur, geliefde broer en suster, die vreugde van die koninkryk van die hemele oortref dit by verre. Nou reeds. So staan dit in Romeine 8 vers 18. Die lyding van die teenwoordige tyd, dit weeg nie op teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. As ons hierdie vervolging aan een kant van 'n weegskaal moet sit, en aan die ander kant van die weegskaal sit ons die heerlike rykdom van die saligheid in Christus, dan weeg die saligheid altyd swaarder. Geen nie om wat is dit wat jy hier kan verduur nie. Dit weeg nie op nie. En so, geliefdes, te midde van die vervolging wat ons in hierdie lewe mag beleef, bring die Here ons tot rus. Ook nou reeds, hier saam as kerk, waar ons mekaar nie vervolg nie, maar waar ons mekaar bemoedig. En baie besonders aan ons Here Jesus se nagmaalstafel. Hier waar ons herinner hoe Christus ter wille van ons vervolg is. Immers dit is sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gestort is ter wille van die geregtigheid. En tog dat hy dit vir ons gee. En sê hieraan het julle deel, hoe hy gelei ter wille van ons
en ewige lewe verdien het ter wille van elkeen wat glo. Salig is die wat vervolg word. Salig. En mag ons die oë van hierdie saligheid nooit aftrek nie, broers en susters. Mag ons daarin leef, ook ten spyte van vervolging. Amen. Terwyl ons so sit, luister ons saam na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Jy kan dit gerus volg agter in die psalmboeke. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Laat ons nou eers saam dank en bid tot die Here. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word, en daarna gaan ons ten slotte saam sing en die Here loof uit Psalm 89, vers 1, 3 en 6.
Geliefde gemeente, verhef nou julle harte tot God en ontvang die ryke seën van die Here. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u sy vrede. Amen. Net vir die kort